Goed ouens, weer net vinnig opsomming, wat is grafieke? So, hierso wat is 'n grafiek? 'n Grafiek wys die verhouding tussen twee veranderlikes. Dit is gewoonlik 'n y-veranderlike en 'n x-veranderlike. So, onthou die y-ene is die onafhanklike een, die afhanklike een, want die y hang af. Ek kan met daai afstreepie 'n y maak, en die x is die onafhanklike een, want ek kan 'n o en 'n a maak daar, so hy is onafhanklik. Voorbeelde daarso is afstand en tyd, want wat ek dan kry is, ek kry tyd op die x-as, ek kry afstand op die y-as, en dan my lyn wat vorm, gaan dan my spoed wees. So dit werk op dieselfde beginsel uit as wat ons geleer het, vir afstand, spoed en tyd. Ons leer hom nou net op 'n grafiek. So dis afstand, spoed en tyd. So my spoed is elke keer wat ook al op die y-as staan, op wat ook al elke keer op die x-as staan. Goed, dan gaan ons na die onafhanklike en afhanklike. Ons het hom nou sommer saamgevat in die voorbeeld wat ons daar gebruik het. Afhanklik, hang af. Onafhanklik, hang af. En dan, ek het nou daai verkeerd om. Die afhanklike enetjie, die onafhanklike enetjie is die onafhanklike ene. So die onafhanklike een is altyd op die x-as. En dan aan die ander kant het ons die afhanklike een, so die afhanklike een hang af ondertoe, so dit is gewoonlik op my y-as. Goed, dan gaan ons nou na reguit lyngrafieke toe. Dit is wat ons meeste van die tyd in graad 8 mee werk. 'n Grafiek is 'n reguit lyn wanneer die waardes konstant verander, dieselfde hoeveelheid bygevoeg word elke keer. Met ander woorde, daar is nie 'n verskil tussen die spoed is hier anders as hier, anders as hier nie. As jy waardes daar gaan invoeg, gaan jy byvoorbeeld daar kry 'n 1 en 'n 2, en daar 'n 10 en 'n 20, en elke keer wat ek die sommetjie doen op daai spesifieke punt, gaan ek dieselfde spoedwaarde kry, want 10 gedeel deur 10 is 1, 20 gedeel deur 2 is, 10 gedeel deur 1 is 10, 20 gedeel deur 2 is 10, 30 gedeel deur 3 is 10, so hy gaan die hele tyd vir my dieselfde waarde gee op my reguit lyn. En dan, daarso kan ons net sien, hoe lees ons 'n grafiek? Die x-as lees ek horisontaal, die y-as lees ek vertikaal, en dan die patroon stygend, dalend of konstant. So wanneer hy styg, kan hy stygend wees of hy kan toenemend wees. Wanneer hy daal, is dit dalend of afnemend, en wanneer hy dieselfde bly, dan noem ons dit konstant. Goed, daarso aan die kant kan jy sien, ons die stygende grafiek, dalende grafiek, 'n horisontale grafiek of 'n konstante grafiek. Diskreet en kontinue data. So diskreet is fisies ietsie wat gebeur. Ek kan nie deurloop en die hele tyd aanhou om 'n stukkie van 'n sjokolade te koop totdat ek 'n hele een gekoop het nie. So dit gebeur elke nou en dan. Dis hoekom daar kolletjies is om hom voor te stel, want niks gebeur hier tussenin nie. 'n Kontinue data is ietsie wat aanhoudend gebeur. So ek hou nie op met my kar ry nie, alhoewel ek 'n sekere punt bereik op 'n stadium. Ek hou nie op met my kar ry nie, alhoewel ek 'n sekere punt bereik op 'n stadium. Hierso is 'n bietjie interpretasie van die grafieke. Onthou, wanneer 'n grafiek styg op 'n afstandsspoed en tydgrafiek, beteken dit die persoon of die dier of die voorwerp, soos die kar of die ambulans, wat ook al is besig om te beweeg. Wanneer hy 'n horisontale lyn het, beteken dit nie sy spoed verander nie. Sy spoed kan nie verander nie. Dit beteken hy staan stil. Want onthou, jou tyd gaan nog steeds aanhou beweeg, alhoewel jou afstand hier op dieselfde plek gaan bly. En dan die teenoorgestelde, dalende lyn sê 'n persoon of 'n dier of 'n voorwerp of 'n ambulans of 'n trok of 'n fiets gaan terug beweeg. En dan wenke vir die toets en eksamen, lees altyd die asse eerste. So ouens, jy gaan kyk na jou grafiek voordat jy jou vrae beantwoord.
Jy kyk na die eenhede, want as hulle iets vra in meter per sekonde, maar jou eenhede op jou grafiek is kilometers, dan gaan ek eers 'n omskakeling moet doen. Gebruik die sleutel indien nou meer as een lyn is. Met ander woorde, wat dit beteken is, as ek net lyntjies het, en hier aan die onderkant dan sê hulle vir jou 1 centimeter is gelyk aan 10 sekondes, dan beteken dit dat elke een van hierdie 10 sekondes voorstel. So lees jou sleutel, dan let op waar die grafiek begin en eindig, veral as hy nou alreeds begin by 10 meter, hy begin by 0 meter nie, want dan maak dit 'n verskil aan ons somme. En dan 'n kort opsomming van alles wat ons nou gedoen het, staan daar vir jou op jou papier, wat is onafhanklik, wat is afhanklik, reguit lyn, wat is 'n diskrete kontinue grafiek, wat is 'n horisontale lyn, wat is stygende lyn en 'n dalende lyn.